Joshua Reen, beter bekend, of Jacques de Villiers, beter gekend as Joshua Reen, en Steven Kosterman is volgend in ons gesels oor 'n splinter nuwe projek. Dit gaan baie interessant wees. Goeiemôre julle. Goeiemôre. Julle, dit is baie lekker om julle te hê om te gesels oor Seuns van Vlug. Nuwe projek wat julle aanpak. Vertel ons eers gou daaroor. Wat is hierdie nuwe projek? Steven, gaan jy vertel of gaan Jacques gaan jy vertel? Ek sal die intro doen. Okay, dit is hoor. Nee, so ek dink enige mens wat en ek dink baie keer dink mense dis net van toepassing op kunstenaars, maar ek dink dit is van toepassing op enige mens. Soos wat jy ontwikkel en groei in die lewe, dink ek het jy die behoefte om jouself uit te druk op verskillende maniere, nê. So ek bedoel ek was vir 10 jaar totaal al net Joshua Reen gewees en toe so 2 jaar terug toe begin ek die behoefte kry om ook bietjie meer van 'n rock aanslag te hê, meer 'n alternatiewe klank te hê aan my musiek. En as jy my 5 jaar terug gevra het sal ek dit doen, het ek vir gesê nee, verstaan, maar ek dink dis die mooi ding is soos wat dit nou gevloei het ons begin doen en ek ja, ek wil julle weet waar die naam vandaan kom. Ja, vertel ons. So ek dink ek onthou dat ek 'n klein seentjie was, nee, en dan sou ek in my bed gelê het in die aand en Peter Pan was soos my gunsteling storie. Ewen en as ek soos gehoop het ek droom nou die aand van Peter Pan, nee, soos dat hy maak hom al met daai boot en die seuns van vlug, maar die verlore seuns. En ek onthou baie keer as ek daai drome gehad het, was my soos 'n ongelooflike ontvlugting geweest. En hoe meer ek met mense begin praat het oor wie gedroom het hulle kan vlieg. Ek weet net julle gedroom julle kon vlieg toe julle klein was. Vlieg en swem onder water sonder om asem te haal. Ja, sien ons almal het sulke drome nie. So ek dink dis 'n cool aanknopingspunt vir ons as mense is daai behoefte om te kan vlieg, om die sensasie daarvan te voel. Maar soos vir die lewe aangaan, besef ek dis nie net die sensasie van jou voete wat die grond verlaat nie. Dit voel vir my dit is wanneer jy totaal al met alles wat jy is kan omgee en lief hê vir mense wat jy ook daai voel in jou wese. En ja, so ek dink die behoefte vir ons, ek dink baie mense kan dit lees as ons vlug van iets af. Ja. Maar eintlik is ons afstammelinge van die oorspronklike vlug, die wat gevlieg het, verstaan jy wat ons gemaak het en wat dit in ons gesit het. En ja, so dis waar die naam vandaan kom, maar ja, jy kan nog 'n bietjie meer vertel oor die klank, bro. Wel, ja. Dit voel vir my soos Jacques was nog altyd perceived as mooi in sy musiek. Alles is altyd so mooi en so oulik en daar's eintlik hierdie fiery spirit binne hom. En hierdie projek bring dit baie meer uit. Die live shows is ook baie meer uitspattig. Dis louder. Dit is dis baie meer wild en dis vir my lekker want ek is nog altyd 'n fan. Om nou dit te sien soos baie kind of he really lets go. Ek weet nie hoe om dit anders te stel nie. En dis kind of wat die projek kan ek voel vir my soos 'n bietjie van 'n wat se woord is dit? 'n ontbreking of like it's 'n ontvlugting. Ja, ontvlugting. There we go. Steven, maar dis 'n band hierdie, né? Dis nie hierdie is nie Joshua Reen nie, dit is Seuns van Vlug is 'n band. Dis 'n ensemble. Exactly. En dis ook ons almal contribute bietjie meer. So hy sal byvoorbeeld die song skryf en wanneer ons hom arrange, dan sal ek en hy nou sit en dit gebeur baie natuurlik, soos dit is eintlik nogals verbasend natuurlik, maar ja, ons kom letterlik saam as 'n band. Nee, ek gee die song en ek vir die eerste keer in my loopbaan of ek nie te worry oor wat enigiemand anders doen nie. Ek soos hoorie, ek speel hierdie, wat gaan julle speel? Verstaan? En dan kom elkeen met hulle part en ons het die hele album wat ons nou al opgeneem het in 2 dae arrange, nee. Ja. Was dit letterlik, dit was 'n ongelooflike lekker en moeitelose proses. Ja, dis asof dit Maar dit is ook nie die eerste keer wat julle saam werk nie. Steven, jy is eintlik nou al baie lank saam met 'n job ook. Ek het so hier en daar het ek my kop gewys met Wêreld binne my se album launch het ek bietjie gespeel en paar jaar later toe sit die Vallei en ek het 'n paar opening slots saam met hom gedoen en ja, so ons werk al saam vir 'n hele rukkie en obviously Raz my suster, sy speel al vir ewig saam met hom. Ja, sy is van die begin af daar. Ja, van die begin af daar. En ja, nou is dit bietjie meer En hy voel soos hierdie superpower wat hy sê, want as jy hom unleash op 'n stage, nee, dan moet jy sien wat doen hierdie ou agter daai gitaar, dis freaking amazing. Nee man. So dit is so lekker om saam weer musiek te maak, man. Jacques, maar jy's bietjie van 'n introvert. So jy's 'n bietjie van 'n skamerige kant elke nou en dan, maar tog voel dit vir my of jy as jy op 'n verhoog is, dan is daar so half 'n ander kant wat jy uitleef en Steven is dalk ook waarna hy verwys. Jy unleash half die ander kant waar jy jouself kan uitleef. Is dit vir jou iets, jy weet wat belangrik is in jou musiek omdat heeltemal jou persoonlikheid deurkom eintlik maar daardeur? Ja, weet jy, ek dink omdat ek wil sê die musiekverwerkings en die lirieke van Joshua Reen. Dit is maar 'n natuurlike ding vir my om altyd die dieper lirieke te skryf, maar ek dink daai oomblik is vir my belangrik om mense na 'n plek toe te vat in hulle self wat hulle die vryheid ervaar van wat dit beteken om mens te kan wees wat vry is eintlik. Maar
ons het so 2 jaar terug speel ons by 'n wynplaas in Stellenbosch, Lavenier wynplaas, nee, en ek onthou by ek dink dit was die 2de of die 3de laaste sang toe. Dit staan daar die 2 hippies op. Dit was 'n piknik konsert buite, nee, en hulle begin dans en ek onthou hoe ongemaklik dit die mense om hulle gemaak het, nee. En ek was soos maar hierdie is hoe ons moet wees. Verstaan? Dit is ons is almal so jy weet, en dit is wat ek al gewoond is die afgelope 10 jaar van Joshua Reden's theatershows wat amazing is, want dit is 'n ongelooflike voorreg om te sit en mense luister na jou. Jy weet, mense wat stil hulle drink jou in die donker stil sit en luister. Ja, maar dit besef ek dink ons is, jy weet, Afrikaanse mense het die vermoë om onsself te express met ons lywe verloor amper, jy weet, en ek kyk na kinders en dink ek, wanneer gebeur dit met jou? Jy weet, wanneer is dit wat jy begin dink, ek moet nou stil sit of ek moet nou. En dit was ongelooflik op ons Desember toer hierdie jaar, verlede jaar het ons eintlik vir die eerste keer begin om mense hier by die 6de laaste sang aan, soos hoorie, kom aan, ons gee ons alles, kom julle gaan ook julle alles gee. Kom staan op saam met ons en dit was 'n ongelooflike bevrydende ding vir my gewees want ek het gedink, ek is nou maar altyd die ene wat gaan sit en jy weet 'n sittende show, maar ek sien mense wil dit doen, hulle wil opstaan, hulle wil voel fisies betrokke raak. Die oomblik as jy oorgaan van daai ons is gewoond aan in teaters ook, soos jy nou sê vir Joshua Reden's shows, ons sit nie donker apaties. Ja. Ons is toeskouers, ons is nie deelnemers. Ja. Nie altyd nie. Ons is dalk binne in ons harte voel ons alles saam, maar fisies jou lyf is nie saam met dit. Jou lyf speel nie saam. Hierdie is nou is the Psalm dance tunes. Hierdie is Psalm dance tunes. Absolutely. Seuns van vlug. Ja, definitief. Ons was op tafels gewees Saterdag aand in Stellenbosch. Daar was ja, dit is 'n lekker ervaring. En ek is obviously leek daarin, maar hierdie ouens kom al jare met hierdie, jy weet, die alternatiewe scene, so hulle druk my, hulle sê vir jy moet nou hierdie doen daai, jy moet. So dis baie lekker, ja. Ja, 'n bietjie fearless te wees. Dis eintlik dit. Dit is nie vreesloos te wees. Sjoe, daai is vir my mooi want ek dink dis dalk by jou aan te las wat ons verloor as mense, hoe ouer dit ons word, daai vreesloos wees, nie om te gee. Ons is so selfbewus en wil in hierdie boksie pas wat ons dink mense dink van ons moet net binne hierdie boksie bly want wat tog as iemand sien ek beweeg my voet. En dit is en dan is ons almal stil en jy verloor 'n bietjie van jouself wat ons vergeet om eintlik net, jy weet, voluit te leef en vreesloos te wees. So dis my eintlik so mooi dat jy dit sê. Ja, dit is mooi. Vertel ons van Kompas. Ja. Vertel ons van Kompas, Jacques. Ja, so die snaakse ding is ek het hierdie sang al 6 jaar terug geskryf en hy het gelê daar by die huis. Maar dit weet hulle nou van my ook. Ek wag altyd vir die regte tyd met goeie. So toe ons hierdie projek begin het, besef ek die lirieke hiervan is so van toepassing uit nog by die projek. Ek wil die eerste sin is ek staan verward hier op 'n kruispunt met 'n kompas in my hand, maar die rigting wat dit wys het ek reeds geloop, jy weet. En ek dink dis daai ding van wat jy besef jy moet 'n nuwe pad begin stap. Nie moet nie, jy wil. Jy weet jy voel dit in jou essence, voel jy dit. En dan besluit jy om dit te doen ten spyte van die feit dat dit wat jy in jou hand hou eintlik heeltyd vir jou terugwys na dit wat jy al reeds gevoel het. En ja, dan aan die einde van die koers is die onbekende lei my na 'n nuwe dag van my hart weer hoop en my hart weer waag. En ja, en dan, ons kan net probeer. As ons val dan sal iemand weer vir jou help om te staan. Wel, dat jy ooit tyd geleer. Ja, verseker. Dit is tekenend van die nuwe kreatiewe rigting nou wat jy laat sien so goed inslaan. Ja. Jy sien dat jy jou kuns is op 3 dimensies, in 3 vlakke. Joshua Reden is half, hy staan in die middel. Ja, hy is die teater, so dis nou waartoe dit moet gaan hierdie jaar, hè. Hy is die teater. Want op die stadium is alles gemerge. Die mense kom na jou, dit is wat gebeur hier. So as jy Joshua Reden show kom kyk, kan jy 'n teaterproduksie verwag. En dan Seuns van vlug en obviously jy gaan nie sit nie, jy gaan staan van die begin af. Ja. En dan alleen op die bergpiek is dit totale meditatiewe. Dis weer heeltemal ons oefen eers vir daai show nie. Ons gaan daar in, ons kyk wat gebeur. Daar's 'n neurocoach saam met ons op die verhoog. Oh wow. Ek wil al sê alles wat my in die lewe gehelp het om met depressie en angs en 'n klomp dinge te deel ek met mense in hierdie ervaring, ja. Dit noem jy alleen op die bergpiek. Alleen op die bergpiek. Ja, So as jy op die bergpiek Joshua Reden en Seuns van vlug. Ja. Sure. Verstaan. Ja, dis presies. Nou weet ons almal. Ja, so sterkte as jy op die bergpiek te kom, hè. Trek maar gemaklike klere aan, so wat ek kan sê. Ja, asseblief. Steven, vertel ons gou van die res van die bandmembers. Wie's dit? Soos Marius Stanley June op bass en Lardo op drums. Okay. Ja. En waar gaan mense Seuns van vlug spesifiek kan sien hierdie jaar? Gaan julle oral wees? Het julle klaar so show datums? Ja, so hierdie jaar is alles nou nog bietjie gemerge. Ons gaan nou elke jaar, ons gaan elke maand 'n single uitbring vir Seuns van vlug tot en met September. So die volgende is amper op pad hoor. Sy naam is Vyand. Ek het dit vir myself geskryf. Maar
So tot en met September. Ja, September gaan ons 'n groot launch doen vir Seuns van Vlug. En dan van daar af gaan die 3 projekte dan 'n split. Want op hierdie stadium is dit maar nog mense kom daai show toe. So as jy sien jy's nou die Seuns van Vlug, dan weet jy gaan na daai tipe show toe. Jy gaan koop dan daai kaartjie vir daai show. Maar dit gaan meeste van die tyd dan maar feeste en stalende shows wees, ja. Ja. Julle ons kan nie wag nie. Dit is wonderlik. Baie geluk met julle nuwe projek. Ek dink baie mense gaan aanklank vind daarbey en dit gaan net fantasties wees. Ons kan ook nie wag dat julle vir ons 'n bietjie speel net hierna nie en dankie vir die lekker kuier vanoggend. Dankie vir julle. Ja, yes man, dis ons 'n voorreg. Baie dankie. Waardeer dit baie. Daai het dit Seuns van Vlug, Steven en Java het volgende keer gekuier. Dit bly skakel as jy wil hoor hoe daai klank gaan klink.